Wonderlike Vader, wat 'n voorreg om by mekaar te wees. En ek vra dat U U hand van seën en beskerming oor elkeen sal hou en ons ore sal open om te hoor wat U met ons wil deel, want U is woord en U woord is waarheid. En ook waar ons vandag bietjie gesels oor Openbaring, dat U ons sal help om openbarings te kan evalueer, te kan onderskei in U woord aangaande U woord. Ons dankie daarvoor, Vader, mag U vereer en verheerlik word in hierdie vergadering. Ons bid dit in Yeshua se naam. Amen. Goed, so wat ek nou vlugtig gebid het, gaan daaroor dat eerste vlak Openbaring in die woord is wat daar geskrywe staan. En self dit wat daar geskrywe staan, sal jy sien op 'n ander plek in die woord sal dieselfde wees, of 'n verduideliking wees, of 'n bevestiging wees. God se eie woorde wat hy gespreek het, spreek hy 2 tot 3 keer, anders staan sy woorde ook nie vas nie. Daar's geen insident waar daar skrifeenhede is. Alles word bevestig, alles word herhaal, want God is getrou aan sy eie woorde. Hy sê 'n saak staan slegs vas wanneer daar 2 of meer getuies is. En hy doen presies dieselfde. Nou vir elke boodskap wat daar is volgens die Hebreëse siening, die diepere openbarings, is daar ten minste 4 vlakke, en dan gaan die rabbies in tot op 7 vlakke vir elke skrif, elke vers, elke verduideliking. En lank terug het ons diep in die openbarings ingegaan, baie dinge wat Vader my gewys en geleer het, en toe sê hy vir my, leer hulle net die eerste vlak. Dis voldoende. As hulle weet wat daar staan en dit doen, is voldoende. Nou hierdie gedeelte het ek nou weer gekry en 'n openbaring gekry van wat hier eintlik plaasgevind het met die vermeerdering van die brode en die visse. So ek deel dit met julle. En julle weet as dit 'n openbaring is dit of van lig of van duisternis. So jy moet dit gaan evalueer en gaan meet aan die woord self. Die woord moet dit bevestig. So as enige iemand vir jou 'n openbaring gee, of hy gee skrif wat jy nie in die woord lees nie, dan is dit openbaring. Dan moet jy dit gaan meet aan die woord. As dit nie in die Bybel ergens staan nie, is daai kans 99% is van die bose. Want alles wat God sê en wil sê en gaan sê, is reeds gepen deur sy profete. Dit staan reeds in die Bybel. So daarom moet ons versigtig wees om goed van buite net te vat as waarheid of waarhede. Goed. Die vermeerdering van die 5 brode en die 2 visse, is daar 'n dieper boodskap ook vir ons hierin opgesluit. Nou vra ek die vraag, hoekom het Yeshua vir die mense kos gegee? Hoekom het hy vir hulle kos gegee? Baie keer lees ons die woord net soos 'n storieboek en ons vra nie. Jy moet vra sodat jy kan verstaan wat daar plaasgevind. Dis hoe ons die woord bestudeer. Was dit omdat hulle honger was? Al die disippels het gedink hulle is honger, maar Yeshua gedink hulle is honger. Was dit omdat hulle honger was? Ja en nee. Yeshua het geweet dat hulle honger na geestelike voedsel. Hulle het nie gevra vir kos nie. Nêrens het een van daai 5000 man gevra na kos nie. Maar die disippels het gedink hulle is honger. Maar hulle het meer gehonger na die geestelike voedsel. En dis hoekom hulle vooruit gegaan het en vir Yeshua gaan wag het. Sodat hulle kan woord kry, sodat hulle bedien kan word. So wat beteken brood en vis dan, geestelik? As hulle gesmag het na kos en Yeshua vat brood en vis, dan moet daar betekenis wees aan brood en vis. Kom ons kyk na daai skrifgedeelte uit Markus 6 vanaf 32. En hulle, dis Yeshua en sy volgelinge, sy disippels, het met die skuit vertrek na 'n verlate plek in die eensaamheid. So hulle het gevoel hulle wil afsonder, die mense was te veel vir hulle. Die mense het hulle verdring, hy het tyd nodig gehad saam met Vader
En soms het ons dit ook nodig. Waar jy moet een kant trek, alleen tyd hê, saam Vader. Vers 33. En die skare het hulle sien weggaan. En baie het hom erken, toe hulle sien dis die Messiah, toe hulle sien dit is Jasua. Het hulle te voet van al die stede af, daar saamgestroom, en voor hulle uitgegaan, en by hom vervang. So Jasua en sy volgelinge is in 'n skip. Hulle gaan daar in die water, See van Galilea, eintlik 'n dam, maar moenie vir 'n Jood sê is 'n dam. En hulle gaan, hulle vaar in die water of op die waters. Die mense sien hulle en hulle weet as hulle soontoe gaan, moet hulle weer hier kom anker. En almal begin by mekaar kom, van al die dorpe, van al die stede. En hulle gee die boodskap, Jasua's hier, kom hoor wat hy sê, kom kyk wat hy doen. So hulle het geestelik honger gaan. Nou Jasua hulle gaan toe na 'n verlate plek in eensaamheid. Waar was hierdie eensame plek? As jy kyk hoe die See van Galilea lê, is slegs aan die ooste kant sou ons kan definieer as verlate. Die res van Galilea het almal Jasua geken, of ten minste die Torah geken, of God geken, kom ons noem dit so. So moontlik was dit aan die ooste van Galilea, waar die Galatius was, which features a mix of Jews and Greek cultures, and the fortified city of Bethsaida, which had Canaanites and later mixed inhabitants. So daar was hulle eenkant, daar was hulle alleen, niemand het hulle geken nie, niemand het hulle kom pla nie, Jasua het nie daar bedien nie. Hy het nie daar bedien nie. Hy het een keer die man van Gadara, hy was ook aan daai kant, het hy bevry. Verder het hulle glad nie daar bedien. So niemand het hom gesoek nie, niemand het geestelike kos gesoek nie. Daar is waar die Gentiles, die heidene was. So dis waar eensaam was. Dis waar verlate was. So hulle daai kant toe gegaan en is ook nie ver nie. As jy kyk hoe die kraai vlieg enige plek van die dam, is dit nêrens meer as ek reg onthou 7 of 9 kilometer. So dat mens kykie geklim, hulle daai kant toe. En intussen het almal by mekaar gekom. Want hy moet terugkom. En as hy terugkom, gaan hulle vergader. En hulle het met die skei vertrek na 'n verlate plek in eensaamheid. En toe Jasua weer terugkom, en toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte, en hy het vir hulle innig jammer gevoel. Hoekom was hy jammer vir hulle? Hier kom hy terug, hy gaan afsonder, hy was in eensaamheid, hier kom hy terug en hier is, die woord sê plus minus 5000 man. En hy kry hulle baie jammer. Hoekom? Wat sê die woord? Hulle het geen leier gehad. Daar was niemand wat hulle gelei het nie, as niemand wat hulle van God vertel het nie, daar is niemand wat hulle bedien het nie. Omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het hulle baie dinge begin leer. Wat gebeur as klomp mense bymekaar is en daar's nie 'n leier nie? Dan drom hulle saam so skape. Hier raas 'n klomp, daar raas 'n klomp, hier loop 'n klomp, daar loop 'n klomp, maar as daar 'n leier is, sê die man sit, en almal sit. Daar's rigting, en hy sien hier's geen leier nie. As niemand wat hierdie mense kan help nie. As niemand wat hierdie mense lei nie. Hulle is so skape sonder 'n herder. Vers 35. En toe dit reeds laat geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate en dit is reeds laat. Stuur hulle weg, sodat hulle na die buitewyke en die dorpe rondom kan gaan om brood vir hulle self te koop, sodat hulle vir hulle self kan sorg. Want hulle het niks om te eet nie. So dis die disippels se waarneming. Wat sê Jasua vir hulle? En hy antwoord en sê, gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop en aan hulle gee om te eet? Nou as ons net die woord lees, dan lees jy dit en dit beteken niks nie. Maar hoeveel was 200 pennings? Wie weet?
Jasua kon ook bedoel het, ek het aan hulle geestelike voedsel gegee. Hoekom bedien julle hulle nie nou? Hoekom begin julle hulle nie van die koninkryk van God nie? Gee julle vir hulle kos. Of hy kon bedoel, dan gee julle vir hulle kos. As julle hulle wil voed, ek is besig om hulle te bedien. Gee julle dan vir hulle kos. As julle dink hulle is honger. Of hy kon sê, ek stem saam. Gee vir hulle kos. Vir 200 pennings. 200 pennings, wat was die waarde van 200 pennings? Met ander woorde, dit was in Jasua se beurs. Dit was in sy beurs. Dis wat hulle by hulle gehad het, 200 pennings om brood mee te gaan koop. Of dis wat hulle voorgestel het. Matteus 20 vers 2. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. 'n Penning was dus die loon vir 1 dag se werk. So 200 pennings was das amper 1 jaar se loon, as jy die Shabbata afvat wat hulle nie werk nie. So dis klomp geld wat Jasua in sy beurs rondgedra. Amper 'n jaar se pyp. Loop jy met 'n jaar se pyp in jou beurs hier rond? Ek noem dit net. En dit was dus moontlik in Jasua se beurs gewees. Terug by die brode en die visse. Markus 6 vers 38. En hy sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. Hy weet hulle het niks. So hy sê, gaan tussen die mense en kyk hoeveel brode julle kan kry. En toe hulle dit te wete kom, sê hulle, 5 en 2 visse. Tussen al hierdie mense kan ons twee visse vir jou gee, en daar is 5 brode. En hy het hulle beveel om almal klompies op die groen gras te laat sit. Weereens 'n leier. As daar nie 'n leier was nie, was daar chaos. Hy skep orde uit die chaos. Vers 40. En hulle het gaan sit in groepe van 150. Hoekom sê die woord dit vir ons? En daar's dieper betekenis. As jy getalle kry in die woord, begin dit bestudeer. Daar's dieper betekenis. Hoekom sê hy nie net hulle het in groepies gesit? Markus 6 vers 41. Toen hy, dis Jasua, neem toe die 5 brode en die 2 visse. Hy kyk op na die hemel en hy dank. En hy breek die brood en gee dit aan sy disippels om dit aan hulle voor te sit. Ook die 2 visse het hy onder almal verdeel. Nou hier het ek toe 'n baie interessante ding waargeneem met die optel van die goedjies. Hy het die 2 visse onder hulle verdeel. Hy het nie die visse gebreek nie. Hy het die brood gebreek. Goed. Hoekom nie? Want jy's 'n vis, hy sal jou nooit breek nie. En almal het geëet en versadig geword. En hulle het van die brosstukke 12 mandjies vol opgetel en van die visse. Nie stukke vis nie, van die visse. Die visse is heel gegee vir die mense. Ja, keer 'n vis. Hulle het die visse opgetel. Hulle het met 2 visse begin, ons weet nie hoeveel het geëindig nie. 'n Groot menigte sê die woord van God sal inkom in sy koninkryk. Hulle sê nie vir ons hoeveel visse is opgetel vir 'n rede. En die wat van die brood geëet het, was omtrent 5000 man. En van die visse het oorgebly. Hoekom het daar nie stukke vis oorgebly nie? Maar daar het visse oorgebly. Die brood was gebreek en uitgedeel, daarom het daar stukke brood oorgebly. Die brode was nie heel gegee nie. Dit was gebreek. Maar die visse was heel gegee. En daarom het die visse oorgebly. Die visse was nie gebreek nie. Dit was net so uitgedeel, daarom het dit oorgebly. Die aanname dis 'n aanname, is dat daar 2 visse was wat omtrent 5000 visse geword het. Kijk, want almal het geëet. En daar het oorgebly.
Nou kyk, wanneer ons praat van visse, is dit nie noodwendig 'n 50 kg kabeljou nie. Dit was visse. Brood, wat verteenwoordig brood? Die woord van God. Ja, Elohim homself. So hy deel homself. Hy gee homself. En dis wat Joshua aan die kruis gedoen het. En die vis, voorsiening en gereed om gered te word. Die gelowiges word vereenselwig met vis. Daarom het hy ons nie verbreek. En die woord sê hy sal 'n geknakte riet nie breek. Hy kom om te restoreer, nie om te breek. Is daar iets wat ons kan leer uit die betekenis van getalle? So nou kyk ons na die getalle, en ons kyk na wat plaasgevind het, en ons kyk of ons 'n boodskap daaruit kan haal. Ons weet Joshua die brood en die vis vermeerder, en nou kyk ons wat beteken al hierdie goed. Dis waar die openbaring nou inkom. En hierdie openbaring mag nie teenstrydig wees met die res van die woord nie, want dan kom hy van 'n verkeerde plek af. 200 pennies beteken totaal onvoldoende. 5 brode, God se genade en die teenwoordigheid van God. 2 visse is ooreenstemming of 'n skeiding of getuienis. 12 maatjies beteken perfekte heerskappy. En ons weet daar's 12 stamme van Israel. Dis vir wie hierdie Torah die perfekte heerskappy gegee is. 'n Groep van 100 beteken daar's voldoende groei, daar's voldoende insameling, die oes is groot. 50 beteken leierskap en autoriteit. So kortliks dan as ons dit bymekaar bring, is dit die openbarende boodskap of 'n dieper boodskap in die vermeerdering van die 5 broodjies en die 2 visse. Dit was die disippels, dit wat ons disippels in die vlees gehad het, was totaal onvoldoende om aan die behoeftes van die mense te voorsien. God se genade en die woord van God is wat mense nodig het. Die mens kan gered word, dit is sy keuse, of hy saam met Elohim is, en of hy van Elohim afgeskei wil word. En dit sal vir of teen ons getuig, ons keuse. Dit is Elohim se perfekte heerskappy. Joshua is genoeg vir almal wat verlore is. Die insameling of die oes van siele sal voldoende wees. Elohim gee aan ons leierskap en autoriteit. So dis die dieper boodskap van hierdie 5 broodjies en die 2 visse. Deur net te kyk na die getalle. Net te kyk wat brood beteken en wat visse beteken. En so kan jy die hele woord bestudeer. Want Vader is so groot en sy Gees openbaar aan ons hierdie diepere dinge, net om vir ons te wys hoe groot hy is. Daar's niks in die woord geskrywe wat oorbodig of onnodig is. Absoluut niks. Selfs die name. Ek getuig dit gou-gou. Ek het so tyd terug ook dit getuig. Wanneer ek soms deur moeilike keuses gaan of groot besluite moet neem, vra ek Vader vir woord. En hy gee vir my woord, en die woord gee reguit vir my die antwoord wat ek moet doen. Gewoonlik doen Vader, so hy gee my sommer die antwoord, die vers sê die antwoord. En ek soek nog 'n bevestiging, maar daar moet 2 of meer getuies wees. Hy gee vir my 'n ander vers wat bietjie dieper is, maar dieselfde beteken. En ek soek 'n derde bevestiging, en hy gee vir my 'n skrif met net 'n klomp name. En eers wil ek die bose bestraf wat nou hier met my praat, terwyl ek met Vader praat. En ek ervaar die Gees sê vir my, kyk wat die name beteken. En toe ek die betekenis, ek dink daar was 7 of 8 name. Toe ek die betekenis van die name vat, toe beteken dit presies dieselfde as die boodskap. Dis hoe God werk. Dis wie hy is. So alles in die woord is daar vir 'n rede. Dis daar vir ons om te leer tot onderwysing, sodat ons kan groei in gereg. Elke skrif. So as jy by die klomp name kom, moenie skiep nie. Daar's 'n rede daarvoor. Okay. Abba, ons wil U loof en prys. Ons dankie vir Joshua, ons dankie vir die 5 broodjies en die 2 visse.
Ons dankie vir u wat die woord is, wat die waarheid is en dat u self van ons die onderskeiding gee om te bepaal wat is reg, wat is verkeerd, wat is wat u wil sê. En ons dankie daarvoor, Vader. Ons loof en ons prys u wonderlike naam. Mag u vereer en mag u verheerlik word, Vader. Ons bid dit in Jasper se naam. Amen.